Vandag kyk ek weer saam met jou uit die goeie boek hoofstuk 7 wat gaan oor wanneer die lewe jou wil pootjie. Dis die verhaal van Eksodus 14 waar die Israeliete van die Egiptenare af wegtrek en hulle by 'n doodloopplek kom by die Rietsee. En die Here sê vertrou my, ek sal 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie. In my eie lewe het ek al gepootjie gevoel waar ek net gedink het maar hier's nie 'n pad verder nie. Ek het siek geword en in 'n rolstoel opgeëindig en nooit gedink dat daar vir my 'n toekoms is nie. Maar tog was die Here se planne anders vir my gewees. Vandag is ek getroud en ek het 'n kind, iets wat ek in my wildste drome nie aan kon dink of bymekaar kon sit nie. Maar God se drome oor my het heeltemal anders gelyk en was by verre het dit my drome oortref. Miskien sit jy vandag ook hierso en dink maar jy's in 'n hoek. Jy het al hierdie uitdagings wat jou van alle kante af bedreig en jy weet nie meer watter kant toe om te gaan nie, jy weet nie wat om te doen nie. Jy voel letterlik soos die Engelse sê stuck. Dan wil ek vandag vir jou kom bemoedig as ons dieper gaan met hierdie verhaal ook om te sê maar die Here het 'n plan. Hy het uitkoms. Ek word herinner aan 'n vriend van my wat vir 'n maatskappy gewerk het wat toegemaak het. Hy het baie skuld gehad en hy moes vir sy familie sorg en so verloor hy sy werk. Hy het nie geweet watter kant toe om te gaan nie. Hy het nie 'n ander veld gehad waarin hy kon gaan nie. Hy's al ouer en daarom is dit moeilik om werk te kry. En hy was moedeloos. Hy het gevoel die lewe het hom letterlik neergeval op die grond. Hy's plat. Hy weet nie wat om verder te doen. En daar het die Here vir hom kom wys dat hy eintlik vir hom iets by verre beters gehad het. En vandag is hy suksesvol en as dit nie was vir wat gebeur het destyds toe sy maatskappy toegemaak het nie, sou hy nooit kon kry wat die Here vir hom in gedagte gehad het en vir hom opgedroom het, vir hom en sy gesin nie. En is baie keer wat ons by so 'n plek kom waar ons vasgeval voel, wat ons besef, maar Here, ons het nie meer krag nie, ons het nie wysheid of raad oor hoe om uit hierdie te kom nie. En dan besef ons afhanklikheid van die Here, waar hy eintlik net vir ons wil kom sê, maar vertrou my, ek sal 'n pad kom maak. Een so 'n teksgedeelte wat ek vandag met jou wil deel, kom uit Psalm 77 vers 20, waar die Here juis vir ons 'n aanduiding kom gee dat hy vir ons 'n pad baan waar daar nie een is nie. Daar so staan, U het deur die see gekom, 'n weg deur magtige waters gebaan. Niemand het U spoor gesien nie. So selfs daar waar ons dit nie kan uitdink of droom nie, kom die Here en hy kom maak 'n pad. So die Here word as ware 'n padbouer, nie van bestaande paaie nie, maar om nuwe paaie te skep vir jou en vir my, daar waar ons gedink het daar geen uitkoms is nie. So mag jy vandag ook dan nou bemoedig word, juist deur die feit dat die Here 'n padbouer is. Hy wil vir ons 'n toekoms kom gee. Hy wil vir ons 'n verwagting kom gee van iets vorentoe wat hy vir jou en vir my uitgedroom het. Ons moet hom net vertrou en hy sal daai pad vir ons uitwys. Dalk is jy ook bekend met berge en dale, waar die Here kom sê, maar ek sal die berg vir jou kom gelyk maak. Ek sal die berg in die see kom gooi. 'n Klein bietjie geloof moet jy hê en jy kan vir die berg sê, lig jou op en gaan gooi jou in die see. So mag hierdie geloof en vertroue wat jy in die Here het, vir jou ook kom wys, dat hy vir jou 'n pad kom maak. 'n Pad soos vir die Israeliete deur die see, wat onmoontlik gelyk het, en wat moontlik geword het. Want dis die God wat ek en jy aanbid.